Geliefdes, ek groet julle in die mooi naam van ons koning Jesus Christus. Prys die Here. Ek bid dat dit met jou sal goed gaan, gees, siel en liggaam, en dat julle onberisplik in Christus Jesus, halleluja, met ryk halsende verlange, halleluja, in daardie wonderbaarlike hoop wat in elke kind van God is, sal wag op die koms, die verwagting op die koms van ons bruidegom, op die wag vir die koms van ons koning en ons Here Jesus Christus. Prys die Here, halleluja. Is jy gereed om hom te ontmoet? Is jy gereed om verenig te word saam met hom? Prys die Here, om hierdie ou tentwoning af te lê, om bekleed te word, halleluja, met die hemelse, prys sy naam. En dit is 'n opgewondenheid, geliefde boetie en sussie, dat ons kan weet ons lewe in hierdie tye van verkoeking. Ek kan vir jou nou sê, dis blye tye, want ons weet dat Jesus sê, dat as julle hierdie dinge sien rondom julle gebeur, hy praat van pestsiektes, hy praat van oorloë, hy praat van nasie wat teen nasie opstaan, hy praat van al hierdie dinge, as julle hierdie dinge sien, moet julle julle oë ophef na die hemel, want julle tyd het naby gekom. Die tyd, halleluja, wat ons in verheerlikte liggame saam met Christus Jesus, halleluja, tot in alle ewigheid sal wees. Prys sy naam. Wat 'n groot voorreg is dit nie. So geliefdes, ons is besig met ons studie, en ons gaan aan met ons studie oor die Heilige Gees in die Ou Testament, en vandag gaan ons bietjie stil staan met die profeseë van Biljam, en ons kernvers uit Numeri 24 vers 1 tot 2, en ek lees vir julle uit die woord van die Here. Toe Biljam sien dat dit goed was in die oë van die Here om Israel te seën, het hy hom nie gewend soos die vorige kere tot towery nie, maar sy gesig na die woestyn gedraai. Toe Biljam sy oë opslaan en Israel sien, soos hy volgens sy stamme in die laar staan, het die gees van God op hom gekom. So geliefdes, om 'n bietjie agtergrond te gee aangaande Biljam, hy was 'n heidense profeet gewees wat deur Balak gestuur is om Israel te vervloek. Nou jy sien, Balak was die koning van Moab, en hy was baie bang vir hierdie volk van Israel, om te sien hoe menigte hulle in getalle is, en alles wat hulle gehoor het, wat God vir hierdie volk doen, en hy het hierdie profeet gestuur om hulle te vervloek. En wat hy agtergekom het, wat Biljam agtergekom het, is dat elke keer as hy hierdie volk vervloek, dan verander dit in 'n seën, en dit was eintlik vir hom onmoontlik om dit te kon gedoen het, want die seën van die Here was op Israel gewees, geliefde boetie en sussie. En ons sien dan so ook, kom ons agter dat in die Ou Testament het die Heilige Gees, vaardig geword op mense, en jy weet, al was hulle nie regverdig nie. Voorbeelde daarvan was Saul. Saul het geprofeteer, maar hy was glad nie in die wil van God nie. Daar was ook gewees Kajafas, wat die fariseer was, en die hoëpriester in daardie tyd, en hy het geprofeteer, maar hy was glad nie 'n volgeling van Here Jesus Christus nie. En ons kon hier gesien het dat die Heilige Gees het oor hulle gekom, soos ons hierso sien. Maar dit was maar gewees dat die wil en die woord van God kan uitgaan, maar tot hulle ook, dat hulle ook tot die besef sal kom wie God is en wat sy wil is. So op die einde van die dag sien ons dan hierso dat Biljam het op die einde van die dag uiteindelik besef dat God se voorneme en sy seën vir die volk was onveranderlik, en dat die Gees van God beheer geneem het van die situasie en bevestig het dat geen toordery, geen vloek, geen menslike plan God se genade doel met sy volk kon vernietig nie.
Ons sien dit ook hier in Romeine 11 vers 29 waar Paulus dan ook skryf, want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Jy weet geliefde boetie en sussie, as ek en jy gaan kyk na Israel en ons gaan kyk na dit wat God die volk teweeg gebring het, wat was dit gewees? Dit is om die belofte saad voor te bring. Dit is om die lyn te wees van die Messias. En ons weet dat God ook jy weet in die woord vir ons dit duidelik maak dat nie almal in Israel was Israel nie. Die ware Israel was die wat sy hart en geloof vasgemaak was in dit wat die lam en die offer verteenwoordig het. Dit was daar die regverdiges wat uitgekyk het na die belofte van die koms van Christus Jesus. En dit het uit die ledene uitgekom van die volk Israel. Dit het uit die regverdige, as ek dit kan sê, lyn uitgekom van die ware Israel, geliefde boetie en sussie. En dieselfde gaan dit dan vandag vir ek en vir jou ook, oor Christus Jesus en wat hy gedoen het. Alles in die woord van die Here gaan oor Christus en wat hy gedoen het. En hier kan ons dit net meer besef, is dat in ons lewe, dit wat God in Christus Jesus in deur ons bewerk, wanneer ons geloof en vertroue rus op hom en wat hy gedoen het, is dit waar Christus Jesus se werk voorgesit word. Dis hy wat in en deur ons lewe, dis hy en sy seun wat op ons rus, sy genadegawes wat aan sy kinders gegee word, prys die Here, en geen toordery of geen mag of geen bose of niks sal teen dit kan staan nie, geliefde boetie en sussie. Daar mag dalk teenkanting wees, daar mag dalk vervolging wees, daar mag dalk dinge wees wat lyk of hulle, jy weet, of dit die oorhand kry, maar geliefde boetie en sussie, God se genadegawe en sy roeping is onberoulik. En hier het hulle dit agtergekom. Maak nie saak wat mense toesnou tot kinders van die Here, mense wat probeer dinge toesny, probeer mense verdruk nie. Geen wapen wat teen ons gesmee word, sal enigiets uitgerig word nie. Ek prys die Here, ek loof hom vir dit wat hy in en deur ons doen. Geliefde boetie en sussie, dis 'n kosbare werk, dis 'n kosbare lewe wat ons moet leef, en dit moet ingegee word deur die Gees van die lewende God, en dit alleenlik deur dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, 'n hart wat vasgemaak is in dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen. Daai waarheid van die evangelie maak die volheid van die Gees in ons harte en in ons lewe beskikbaar. Prys die Here. Halleluja. En so kan ons dan in krag verklaar hierdie woord van waarheid van die evangelie. Geliefde boetie en sussie, mag dit duidelik word in jou lewe ook. Maak nie saak wat mense agterkant mag doen nie. As die Here vir jou is, wie kan teen jou wees? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Prys die Here. Die woord van die Here maak dit ook duidelik dat geen dood, geen lewe, geen swaard, geen bose mag, geen engele, niks kan jou skei van die liefde wat daar vir jou in Christus Jesus is nie. Prys die Here. Halleluja. Solank jy gaan vashou aan daardie voltooide werk, kan niks standhou met dit wat God in Christus Jesus in en deur jou wil doen nie. Prys die Here. Die werk van die Here sal voortgesit word. Jesus Christus sal geleef, sal verkondig word. Hierdie banier van die kruis sal omhoog gehou word totdat hy besuin blaas. Ons weet wat Openbaring sê, dat hulle het oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Hierdie woord van die kruis is dit wat die oorwinning vir sy volk sal bring in hierdie laaste tye. Geliefde boetie en sussie, mag ek jou bemoedig, mag jy vashou aan hierdie voltooide werk. Die Here seën vir julle.